Vandag terug by die Ashers Farm Sanctuary, waar ons kom aanklop by die dieregedragskonsultant Philip van Heerden om raad in te win oor hoe om na die beste van jou vermoë na 'n baba hondjie om te sien. Philip, ons het die vorige keer gesels oor hoe belangrik dit is om die regte honderas vir jou as individu te kies, maar ook vir jou huisgesin. Dit sal lekker wees as ons vandag 'n bietjie kan gesels oor baba hondjies. Ek dink dit is 'n groot, heerlike aanpassing. As jy daardie groot stap doen, is baie lekker, maar hulle is verskriklik besig en verskriklik stout. En ek dink is nodig om ons net so bietjie te help om daai skoon doek of daai skoon canvas in te kleur. Maar dit is seker maar die beste om te begin met opleiding wanneer 'n hondjie 'n baba is. 'n Hondjie se opleiding, sy gebiedsaanpassing, sy sosialisering, al daai dinge moet gebeur wanneer hy nog baie jonk is. Veral in die kritieke fase van sy lewe wat normaalweg tussen 3 weke en so 4-5 maande is, moet hy die geleentheid kry om op sy eie spesie te imprint, soos hulle sê, en gemaklik te raak met ander honde en ook soveel as moontlik interaksie met ander mense te hê en kinders, want dit kan later 'n probleem raak. Wat is die beginstappe om vir 'n baba hondjie te leer om buite sy ding te gaan doen, buite te piepie? Baie mense is onder die indruk as daai baba hondjie huis toe kom, dan kan hy maar in die huis rondhardloop soos dat hy lus het. En kyk, dan gaan maak hy sy dinge en doen sy dinge net waar hy wil. En vir hom is daar nie binne buite nie. Vir hom is dit waar die reuk is. So as jy 'n hondjie huis toe bring, beperk sy beweging binne in die huis. Wat ons van hou is, as hy in die huis is, sit hom binne in 'n klein krat en vat hom elke halfuur uit en vat hom altyd na dieselfde plek toe. En so los hy sy reuke buite. En soos wat die tyd aangaan, dan sal hy al hoe meer buite wil gaan. As 'n baba hondjie stout is, en hulle is baie stout, ek praat van hulle eet alles op. Is dit omdat hulle net eenvoudige baba hondjie is of het dit te maak met onderstimulering en 'n mate van frustrasie? Okay, 'n hond verstaan nie die woord stout nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dis 'n menslike term wat ons gebruik vir ietsie wat kwaad doen. Alles wat 'n hond doen, het hy 'n rede voor. So as hy sy eie tuindienste gaan begin in jou tuin, alles uitpluk of 'n mynmaatskappy grou gate en goed, dan is daar 'n rede daarvoor. En dit is normaalweg omdat die brein ooraktief is. Hy word nie psigies gestimuleer nie. En hy moet van daai energie ontslae raak. So hy het nie 'n werk nie. So nou gaan soek hy sy eie werk om te doen. En ons sien dit as stout. Maar as leier is dit vir ons nodig om hierdie hond daai gedrag te verander en vir hom leiding te gee en om in die regte rigting te vat en ook te stimuleer. Hoe dissiplineer 'n mens 'n hondjie? Want help dit enigsins om te beklei? Om 'n hond te probeer dissiplineer, bring jy in werklikheid net aggressie na sy lewe toe, want jy's kwaad. En hulle verstaan dit nie. So weer eens, as die leier van die struktuur in die huishouding, moet jy daai gedrag kan verander, en jy moet vir hom leiding gee in die regte rigting in. Anders gaan hy nie verstaan nie. En dit bring ons nou ook by goed, byvoorbeeld soos om 'n baba hondjie te leer om op 'n leiband te loop. Dit is eintlik moeilik, maar waar begin 'n mens? Jou beginpunt is om eers die bandjie om sy nek te sit, en laat hy gewoond raak aan die bandjie. Dit gaan hom miskien 'n paar dae vat, hy gaan bietjie krap en sukkel, maar hy gaan naderhand die ding ignoreer. Dan sit ons maar onder toesig, sit ons vir hom 'n kort leibandjie aan, wat hy kan rondsleep. Ons noem dit sy dummy leiband. En die ding gaan hom ook irriteer en hy gaan byt aan hom en totdat hy hom begin ignoreer. Maar onder toesig word dit gedoen, so 10 minute op 'n slag, aan en af. Na 'n week verleng ons die ding. So dan raak hy gewoond aan die langer ding wat hy saamsleep. En dan die derde stap is om die leiband op te tel en agter die hond aan te loop. Laat die hond jou gaan stap, nie jy hom nie. Dan raak hy gewoond aan die idee dat jy die leiband vashou. En dan draai ons die dinge om en ons leer die hond om ons te volg en langs ons te stap. Ek dink as ons alles van hierdie gesprek saamvat, dan kan ons vir mekaar sê die belangrikste deel van 'n baba hondjie is jy as eienaar. Absoluut. Onthou, hierdie baba hondjie kom weg van sy ma af. Hy kom weg van die ander pappies wat saam met hom is. En ons bring hom in 'n struktuur in. Ons moet aangaan met hom leer wat sy ma hom geleer het. En ons moet daai reëls toepas al die pad deur.
en ons moet vir hom leer, want dis wat sy doen. So, ja, definitief. Dit is so lekker om te gesels. Daar's so baie algemene vrae oor honde wat ons kykers het en wat julle mense het op julle sosiale media. Maar ek dink volgende keer gesels ons daaroor. Baie dankie. Absoluut, en baie dankie vir jou. Dit was heerlik. So, as jy gewonder het of jy 'n baba hondjie moet kry, die antwoord is ja. As jy bereid is om leiding te neem en daardie bonneltjie energie holisties te versorg en lief te hê. Onthou, honde is soos reënboë. Hulle bring kleur in ons lewens en ja, hulle is beslis die pot goud aan die einde van daardie reënboog. Ons groet tot volgende keer.